En elke knie sal buig, elke mond getuig, dat U die Here. Goed, kom ons bid saam en dan gaan ons na die woord toe. Here Jesus, baie dankie. Einde van die jaar, baie van ons sê dankie tog uiteindelik. Het ons 'n bietjie rus, miskien 'n vakansie. Vir ander mag dit dalk nie so 'n wonderlike tyd wees nie, maar ons het hierdie geleentheid wat U ons gee. Of op ons eie of met familie. En ons bid, Here Jesus, dat hierdie kosbare geloof wat U ons gegee het, die openbaring van die heerlikheid van Jesus, ons Here en ons Meester, dat dit nie net ons eie harte sal verfris nie, maar dat U vir ons ook geleenthede sal gee in hierdie tyd, met mense, die gaste, wie ons ook al mag sien of ontmoet of saam mee eet, dat hierdie genade ook sal oorspoel na ander. Geef vir ons die wysheid, Here Jesus, die insig, die harte om U te kan deel met die mense om ons. En vir vanaand wil ons harte vir U oopmaak. Dankie vir almal wat hier is, al die gaste wat van ver gekom het. Mag U ons bedien vanaand met U woord, lewend en kragtig in ons harte. In Jesus se naam. Amen. Goed. Ek het genoeg gepraat. Okay. Hallo almal van julle. Het is weer 'n voorreg om hier voor te staan en 'n boodskap te bring. Hierdie lang tafels maak dit nou dat julle doorver is. Ek hoop ek kan hard genoeg praat. Ek wil ook net sê, Rickert kan daar meer as net patatskil. Hy het daarom 'n oliefilter ook vervang die dag. Jy hoop jy jou hande gewas. Ja. Nee, dankie vir die voorreg wat ek het om hier so by julle te staan. Soos meeste van julle nou weet, het Rickert vir my eendag gesê, nee, jy moet 6 boodskappe uitwerk oor die heerlikheid van Jesus. En hy het nou die dag het vir my gesê, maar ek het dit geweet van dag 1 af, toe ek nou moet begin uitwerk, wat gaan ek nou sê? En toe het hy gesê, dit was nou eintlik vir my, nie vir julle nie. Want ek moes by die heerlikheid van Jesus kom stilstaan het. En dit was eerlikwaar vir my 'n regtig 'n journey van, wat kan ek dit noem? Dit is net die lig het oopgegaan of so, want goed in my eie hart wat ek moes aanspreek het in terme van elke ene van die 5 en vanaand die 6de ene. So ek hoop regtig dat julle kon ietsie daarvan kry ook. Ek het dit hier gesê eendag, dit is die voordeel van iemand wat die woord moet bring, as jy tyd om dit uit te werk en bietjie na te vors en goed en in introspeksie te neem en hoe jou eie hart is. En by die tyd wat ek hier kom staan en ek kan die boodskap gee, dan is ek so gefired up, nee, dat soos en dan moet ek dit in 20 minute vir julle gee en dit is eintlik amper onmoontlik. So ek hoop julle kan ietsie kry daarvan. So vanaand ek gaan miskien net terwille van almal wat nou gaste is hier sommer net so vinnig noem, wat het ons uit die vorige 5 wat ons gedoen het. En ons het begin by die eerste ene van die heerlikheid van Jesus, en ons gepraat oor die skepping. Die heerlikheid van Jesus in die skepping, en ons het so lekker gesels oor hoe ons Jesus se handewerk in die skepping sien, hoe hy betrokke is selfs in dit. En toe het ons na die tweede ene toe gegaan en sien maar dat hy moes gebore geword het. Want met die skepping het daar sonde gekom, dinge het verkeerd gegaan. En onmiddellik was die plan daar gewees, maar Jesus moet gebore word, die Messias moet kom. En daarom staan ons nou amper by Kersfees, en of dit nou Kersdag, die dag is wat hy gebore is of nie, dit maak nie saak nie. Wat ons ook gesê het is, ons vier nie 'n datum nie, ons vier Jesus se geboorte, want hy moet gebore geword het. En reg deur die Ou Testament was sy geboorte aangekondig, die hele tyd was profetiese boodskappe gewees, maar hy gaan kom. En daarom kan ons vandag met vrymoedigheid ons Messias se geboortedag
vier, en as dit nou maar die 25 Desember is, dan is dit. Ek vier nie die datum nie, ek vier sy geboorte. En dit is waar ons gepraat het. En toe die derde ene, wat vir my persoonlik baie groot, ek weet nie, toets was vir myself, waar ek moes gaan stilstaan het by vergifnis. En ons het gesien, maar Jesus het deurgegaan en vir mense gesê, jou sondes is vir jou vergewe. Jou geloof het jou gered, jou sondes is vergewe. En een van die groot redes hoekom hulle hom actually gekruisig het, want hulle sê, maar net God kan sondes vergewe. Nou hoekom sê hy nou jou sondes is vergewe? Maar by dit alles moes ek gaan kyk het, maar hoe vergewe ek? Hoe's my hart as daar iets onreg teen my gepleeg is? Hoe hanteer ek dit? En ek het in myself agtergekom, ek sê maklik, ja, ek het vergewe, maar hoe ek het gesê, daai dag gesê, ek sal vir hulle sê, ja, ek het hom vergewe, maar hy moet net nie weer na by my kom nie. En dan dink ek het hom vergewe. En waar ek moes kom leer het, maar hoe het Jesus vergewe? Waar hy gesê het, aan die kruis gehang het en gesê het, Vader, vergewe hulle. En wat hy daar gesê het, is ek hou niks teen hierdie mense wat my kruisig nie. As hy saam met my in die koninkryk is, sal ek gelukkig wees. En iemand onreg aan my doen, en ek sê ek vergewe hom, moet ek gelukkig voel om saam met hom in die koninkryk te wees, en saam die Here te kan loof. Dit is 'n ware vergifnis. En Jesus het vir ons dit kom leer, dat ons so moet vergewe. En dis een van die goed wat ek nog steeds by my hou, en soos nou die dag weer, toe Danley vir my gesê, jy gaan weer moet vergewe, want oor dieselfde ding het daar weer iets gekom, want het gebeur, dat ons weer te nagekom voel, of weer sleg voel oor die situasie wat gebeur het, en dan kouwe jy so bietjie, so, maar dan moet jy jouself herinner, maar ek het vergewe, en ek het opreg vergewe, met 'n rein hart. So ons moet dit aanhoudend doen. En toe het ons gesien, by die kruis, wat het by die kruis gebeur, die heerlikheid van Jesus, dat hy moes gesterf het, hy het dit geweet, van die dag wat hy gekom het hy geweet, maar hy moet gesterf. En ons het gekyk, wat die kruis beteken, meer as net, Jesus wat gekruisig is en ons sondes vergewe het, maar dat hy versoening gebring het, tussen ons en die Vader, want sonder hom kan ons nie versoening hê nie, sonder daai daad wat hy gedoen het, en ons moes dit geleer het by hom. En dit is verlede keer gekyk by die opstanding, en ons het nog nagmaal gevier hier so met die opstanding, want met die opstanding het alles kom by mekaar gekom, en dit wat Jesus gedoen het, gesê het hy is, en alles, by die opstanding kon ons gesê het, hy is wie hy gesê het hy is. Dit is genuine, dit is nie net 'n storie nie. Want as hy nie opgestaan het nie, was alles tot nie, dan het niks beteken nie, ons hier sit, het niks beteken nie, maar hy het opgestaan, en dit is die fees wat ons vier eintlik, nee. En dan nou vanaand, het ek nou gedink, hoe kan nou ou hierdie 5 goeders vat, en in 'n 16 maak, om dit by mekaar te vat, en het vir my op my hart gekom, dat ek sê, maar ek wil nou gaan kyk, dit wat ons geleer het, hoe gaan ek dit prakties toepas? Ja, ek weet, hy was deel van die skepping, ek weet hy moes gebore geword het, ek weet hy het gelewe, hy het gesterf, hy het opgestaan, maar ons kan dit nie net daar los nie, want wat beteken dit nou vir my? Ek kan nie nou net sê, yes, ek glo in Jesus, hy het dit gedoen, en nou is ek sharp, nou is my pad die hemel toe, is lekker, is oop. Onthou wat ons gepraat het van, dat dit hom het het hom alles gekos, dit wat hy gedoen het aan die kruis, dan kan ek nie dink, dit my niks gaan kos nie, dit gaan my ook kos, dit gaan my iets kos, om prys te gee, en ons het gepraat daaroor, dit kan my, dalk gaan dit van my vriende kos, dalk gaan dit familie probleme veroorsaak, omdat ek kies vir Jesus, die een wat my verlosser is, miskien gaan dit my kos, dat ek 'n ander werk gaan vat, want die werk wat ek het, weet ek is korrup, of klomp voorbeelde wat ou kan gebruik, nee. Elke ou sal weet in watter situasie jy is. Maar wie staan eerste in daai situasie waarin jy is? Is dit Jesus, of is dit die situasie, of is dit jy?
En Jesus moet nommer 1 wees in elke situasie wat ons is. En ons moet dit wat ons besluit, dit wat ons gaan doen, moet gaan oor hom. En hy is alles. En ons het nou gesing, hy is 'n werklikheid. En as ek in my hart kan weet, maar hierdie Jesus is my werklikheid. Hy is 'n werklikheid vir my. Hy is nie net 'n storie in die Bybel nie. Hy is 'n werklikheid in my hart. Hy is alles van my, nê, omdat hy alles gegee het vir my. So toe ding nou gedink, hoe kan ons nou hierdie alles bymekaar vat en sê, maar kom ons kyk, hoe gaan ons dit nou prakties toepas? En nog voor ek regtig geweet het wat ek gaan sê, het 2 teksgedeelte in my hart gekom, en ek het gevoel, as dit is wat in my hart is, dan glo ek die Heilige Gees gee het vir my, so ons gaan dit lees, en ek gaan daarom werk, om te kyk, hoe gaan ons daarby uitkom, nee, en as julle so lank wil opsoek, ons gaan lees uit Matteus 9, en Lukas 19. En ek wil sê vanaand, ek hoop dat my boodskap vanaand, as julle huis toe gaan, dat julle meer vrae as antwoorde gaan hê. Seker die eerste ou wat dit sê. Maar julle gaan nou sien wat ek daarby bedoel. Want ons gaan baie vrae vra, en ons gaan met dit in ons harte moet uitgaan, en ons gaan daarmee moet deel, en ons gaan daarna moet kyk. So ek hoop ons gaan nie uit met meer vrae as antwoorde. So ons het ook gesien, as ons sien nou die goed is alles wat Jesus gedoen het, en ons kan praat oor waar dit my nou los, nee. Dan kan ek nou vra, maar so wat sou hy nou vir ons vandag gesê het, na alles wat gebeur het, hy het gesterf, hy het opgestaan, hy is opgevaar hemel toe, wat sal hy vandag vir ons gesê het? En ek dink dis waarom ek wil gaan na daai teksgedeeltes toe wat ons nou gaan lees, so ek wil dit nou graag saam met julle lees. As ons gaan kyk na Matteus 9 vers 9 tot 13, en toe Jesus daarvandaan verder gaan, sien hy 'n man met die naam van Matteus by die tolhuis sit. En hy sê vir hom, volg my. En hy het opgestaan en hom gevolg. En ek weet nou nie of julle die Chosen reeks gekyk het nie, maar dit is vir my een van die ingrypendste gedeeltes toe hy vir Matteus geroep het. Dit was vir my so opvallend hoe hulle oë met mekaar geconnect het. En dit was, toe Jesus sê, volg my, het Matteus nie eens 'n vraag gehad nie. Hy het dit gelos en geloop. En dit was net vir my, dit was vir my 'n mooi beeld, oor hoe hulle oë mekaar gevang het, en hy het geweet, maar hierdie man moet ek volg. En terwyl hy volg my, en hy het opgestaan en hom gevolg. En terwyl hy in die huis aan tafel was, het daar baie tollenaars en sondaars saam met Jesus en sy disippels aan tafel gegaan. En toe die Fariseërs dit sien, sê hulle vir sy disippels, waarom eet julle meester saam met tollenaars en sondaars? Maar toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle, dit wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. Maar gaan leer wat dit beteken. Ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie, want ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Dit was my opvallend daarso dat Jesus vir die Fariseërs gesê het, maar gaan leer wat dit beteken. Want eintlik wat hy vir hulle gesê het, maar julle is veronderstel om te weet wat dit beteken, want dit kom deur uit die geskrifte uit, julle moes dit geweet, Jesus moes nou 'n Fariseer. En as ons gaan kyk in 1 Samuel, ek gaan net sommer so vir ons noem, 1 Samuel 15 vers 22, julle ken daai gedeelte waar Saul moes gaan oorlog maak het, en hy moes alles doodgemaak het, uitgeroei het, hy mag niks gevat het nie. En Saul was ongehoorsaam, en hy het die bestes gebring, want hy gaan dit vir God doen, nee. En Samuel het hom die goeders gevra, en hy het dit nou verduidelik, dat hy die bestes gebring het, maar Samuel antwoord hom, wat verkies die Here, brandoffers of gehoorsaamheid? Gehoorsaamheid is beter as offers, om te luister is beter as vet van ramme. Hier sê Samuel vir hom, God het vir jou gevra om gehoorsaam te wees,
al was daai nou 'n lekker skaapjoppie en 'n skaapbout en jy moet hom doodgemaak het. Dit gaan nie oor wat jy besluit nie, dit gaan oor wat God vir jou gesê het. En as hy vir jou sê, jy maak hulle dood, dan maak jy hulle dood, jy luister, jy is gehoorsaam. En, want dit gaan nie vir God oor enigiets anders as gehoorsaamheid nie. So jy kan nou maar, soos vandag se terme dalk kan gebruik, is sê, jy kan nou maar jou baie geld gee, maar as jy nie gehoorsaam is nie, dan is dit 'n probleem. So hy vereis van ons gehoorsaamheid. Kom ons gaan kyk na Lukas 19, daarvan vers 1 tot 10. Vir my baie soortgelyke storie. Lukas 19 vers 1 tot 10. En hy het in Jericho gekom en daar deurgegaan, Jesus nou, né? En daar was 'n man met die naam Saggeus, 'n hoof van die tollenaars en 'n ryk man. En hy het probeer om Jesus te sien wie hy was, maar vanweë die skare kon hy nie, omdat hy klein van persoon was. Ja, hy was 'n kort mannetjie. En hy het vooruit gehardloop en in 'n wilde vyeboom geklim, sodat hy hom kon sien, want hy sou daarlangs verbygaan. En toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sien hom en sê vir hom, Saggeus, maak gou en klim af, want ek moet vandag in jou huis bly. Hy maak toe gou en klim af en het hom met blydskap ontvang. En toe almal dit sien, het hulle gemurmureer en gesê, hy het by 'n sondige man tuis gegaan. Maar Saggeus het gaan staan en aan die Here gesê, Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes, en as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. Toe sê Jesus aan hom, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook 'n seun van Abraham is. Want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Tot daar lees. As ons altyd hierdie gedeeltes kyk, dan is daar so 'n bietjie van iets wat ons kan leer hier uit, né? Dat Jesus kom en die twee most unlikely mense, kies hy nou, hy gaan nou vandag saam met hulle aan huis, hy gaan saam met hulle eet. En die mense dink maar, hoe kan hy dit doen? Hulle kla, hulle moan, hulle sê maar Jesus kan dit tog nie doen nie. So die mense wat eintlik nog nie regtig vir Jesus geglo het nie, geglo wie hy is nie, kom nog steeds en sê, maar hoe kan hy saam met hierdie mense eet? So daar is iets van wat Jesus bietjie belangriker maak as die tollenaars. Maar hulle was ook maar uitgewerp, want die mense het nie van hulle gehou nie. Maar albei gedeeltes sê vir ons, dat Jesus kom, en hy sê vir hulle, maar ek het gekom vir mense wat verlore is. Nie vir mense wat nie verlore is nie. Vir die Fariseërs sê hy, ek het gekom vir die wat siek is, nie die wat gesond is nie. So wat hy vir hulle sê is, wie is hy wat regverdig is? Ek het nie gekom vir regverdiges nie. So as jy dink jy is regverdig, dan het ek seker nie vir jou gekom nie. Maar daar is niemand nie. Daar is niemand wat so is nie. Jy kan al dink jy is, maar jy is nie. En daarom het Jesus sê, maar ek het gekom om sondaars gesond te maak. Ek het gekom om hulle te red, want hy sien dit. Soos wat Jesus sê, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Hy het gekom vir die mense wat verlore is. En dis almal. En die ander gedeelte wat vir my opvallend was, is dat hy kom by hierdie twee mense, by Matteus en by Saggeus afsonderlik, en hy gaan aan huis, en hy sit en eet saam met hulle aan tafel. Nou sal ou dink, maar wat praat hulle? Hier kom Jesus, die dominee kom nou kuier by die tollenaar. Wat gaan hy praat? Gaan hy nou vir hom sê, jy, jou skelmbesigheid is nie. Hy het nie daai gesprek nie, glo ek nie. Dit praat nie daarvan hierso nie. Maar ek glo wat gebeur het is, ek eintlik nou, as ek daaraan dink, dit wat Riekert nou gesê, die speletjie wat hulle speel. Ek wil jou hart hoor, ek wil hoor wie jy is. Ek weet wat se werk jy doen, maar ek wil jou hart hoor, wie is jy?
En dit was Jesus gewees, hy wil mense se harte hoor. Wat is in jou hart? Wat pla? Hoekom voel jy ongelukkig? Hoekom wat ook al, nee. Ek glo dit is die gesprek wat hy gehad het. En die gesprekke wat hulle om mekaar gehad het, om saam te eet, brood te eet, en seker 'n bietjie wyn te drink, en so aan, maar dat hy by daai persoon se hart gekom het. En op so 'n manier by daai persoon se hart gekom het, dat Matteus het alles gelos, en het Jesus gevolg. Zacchaeus het alles wat hy gehad het, die helfte het hy gegee vir die armes, die ander het hy vierdubbel teruggegee. Omdat die man die belang gestel het in sy hart, in wie hy is, die persoon wat hy is. En as ek dink, as ons as medegelowiges by mekaar kan kom, en ons kan mekaar se harte leer ken, en ons kan weet, maar hoe is ons in ons harte? Jesus wil dit weet, en ons moet dit kan deel met mekaar. En ek gaan nou met julle 'n bietjie deel oor my eie gedeeltes daarvan. Ja, ek nou gou maak, want ek sien die tyd loop. Maar as ek sê ons gaan 'n bietjie meer vrae hê as antwoorde, dan is my eerste vraag wat ek wil sê is, hoe leef ek en jy Jesus se heerlikheid prakties uit? As ons nou weet wie hierdie Jesus is, hoe gaan ek leef om hom te verheerlik, om te wys dat hy is my alles, en hy die werklikheid is van my lewe? Hoe gaan ek dit werklik waar leef? En as ek jou nog 'n vraag sou vra, buig jy jou hart voor hierdie Jesus? Ons vra dit baie keer, buig jy jou hart voor hierdie Jesus? Is jy gehoorsaam aan hom? Doen ek wat hy sê? Luister ek vir hom? Hoe luister ek vir hom? Hoe luister ek vir hom? Maak ek tyd om tyd te gee vir hom, om te sê, praat met my. Een ding wat ek geleer het is om vir Jesus te sê, Jesus, waar is hy? Waar was hy? Wys vir my, sê vir my. En hy doen dit. Hy doen dit, want hy wil ek met hom vra, en ek gee daai tyd, en ek spandeer daai tyd met hom. Johannes 13 vers 34 en 35 sê hy so mooi vir die disippels, en kort voor hulle die nagmaal gebruik het, sê hy vir hulle, 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Want hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. As ek en jy sê ons is 'n disipel van Jesus, maar ons kan nie liefde wys nie, in die eerste plek onder mekaar nie, wie gaan ons glo as ons sê ons is 'n disipel van Jesus? As ek nie kan liefde wys vir iemand die buitekant nie, of iemand wat voor my inry is as ek op die pad ry nie, as ek kan liefde wys, hoe kan ek wys dat ek 'n Jesus se volgeling is? Want is een van die goed wat ek moet prakties doen, is om vir mekaar lief te wees. En partykeer irriteer iets van iemand julle, partykeer irriteer iets van my, dalk een van julle, maar dat ons mekaar nog steeds kan lief hê. Want Jesus het ons lief gehad, het ons lief, maar hy het ons lief gehad soveel so, dat hy aan die kruis gesterf het vir ons. En hy het nie 2 keer gedink daaroor nie. En dis sommer net die een van die goeders. En die ander ene wat ek wil noem is, dat ons gepraat het daaroor, toe ons gepraat het oor die vergifnis, is, maar dat hy gesê het, dat ons mekaar moet vergewe, en nogal 70 maal 7, en dit is nie as daai is gelyk aan nie, dit is onophoudend vergewe. Soveel so moet ons met mekaar leef, dat ons mekaar sal kan vergewe, vir mekaar kan lief wees. Want hoe kan iemand sien, ek is 'n disipel van Jesus, as ek hierdie nie gaan prakties doen nie? Respekteer ons mekaar in die huise, as gesinne. Hoe praat ek met my vrou, hoe praat my vrou met my, hoe praat ons kinders met mekaar en met ons? Hoe gaan ons in ons huise, weet, daar waar ons in ons plekkie is, waar niemand anders ons sien nie, maar net ons en Jesus weet wat daar aangaan. Respekteer ons mekaar. Dis 'n praktiese manier om hierdie heerlikheid uit te leef. Sien ons om na armes, die opdrag wat hy ook gegee het. Help armes, sien om na hulle. Ja,
En hê fellowship met mekaar. Ons moet met mekaar fellowship hê, anders gaan ons mekaar se harte nooit leer ken nie. Anders gaan ons nie kan weet hoe ons met mekaar kan saamleef, hoe ons mekaar kan opbou, kan saam dra in ons wandel met Jesus nie. En ons het nou die dag 'n lekker piknik gehad vir die wat dit kon deelneem. En dit was 'n goeie begin, dit is 'n goeie manier om te sê, maar kom ons fellowship saam, ons eet saam, ons maak 'n groot tafel en ons eet saam. En ons leer mekaar se harte ken. En dit is ons praktiese manier om te sê, maar kom ek gaan 'n disipel van Jesus wees. Want Jesus het saam met Matteus en Saggeus dit gedoen. Dis wat hy met hulle gedoen het. En dis wat hy wil hê ons moet doen. So ja, en ek wil eintlik met hierdie boodskap wil ek nou gou afsluit terwyl ek nog so 'n bietjie tyd het. Ek het 'n vraag gevra met die laaste ene toe net voor ons die nagmaal gebruik het wat hy gesê het, maar Jesus staan voor jou en my. En hy kyk ons in die oë en hy sê vir ons, maar jy, wie sê jy is ek? En ek kan nie daai vir jou antwoord of vir jou antwoord nie, net jy kan, maar ek kan dit vir myself antwoord. En ek hoop na daai vorige keer wat ek het gesê het, dat iemand daarom bietjie kon gaan sit het en gesê het, maar Jesus, ja, ek het hierdie gesprek met jou en ek wil sê wie ek dink jy is. Maar ek wil dit vanaand weer vra, wanneer jy ooit in 'n stilte tydjie is en so, gaan vra vir Jesus, wie sê jy? Gaan sê vir Jesus, wie sê jy is hy? Hy wil dit hoor, maar jy wil jou hart weet wat jy sê van hom. As ons dit nie gaan antwoord nie, gaan ons loop met iets wat ons net oorwonder, maar ons moet met eerlikheid en opregtheid en met 'n rein hart voor Jesus sê, dit is wie hy is. En my uitdaging aan julle is nou die vraag, hoor jy Jesus se stem? Hoe hoor jy hom? Maak jy tyd om hom te hoor? En wie sê jy is Jesus? En buig jy jou hart voor hierdie seun van God, wat alles vir jou gegee het? Is jy gehoorsaam aan hom? En ek het dit nou gedink dat ek het nou vandag net 10 minute, maar 'n stukkie van my eie getuienis in my eie lewe, want ek het nou gedink, hoe kan ons nou nog meer prakties raak in dit, en dit kan net meer en meer iets beteken as ek iets van my eie lewe ook kan gee. En dit sal die eerste keer wees, seker ooit in die 5,5 jaar wat ek regtig hieroor kan praat. Maar dit is 'n goeie voorbeeld om te kan sê, hoe het ek Jesus prakties gesien werk in my lewe, ons as 'n gesin se lewe. 5,5 jaar terug is ons seun oorlede, eie lewe geneem. Hy was vir 7 weke in die hospitaal en ek het hierdie ding in my gekry dat ek hierdie getuienis bietjie wil deel met julle na Rickert se boodskap van Christuslose Christendom. Want dis waar ons was. Ons het op 'n plek toe hierdie goeders met ons gebeur het, hierdie aaklige goed gebeur het ons voor Jesus gaan sit en ons het amper gedemand by Jesus. Jesus, maar ons het die geloof wat berge kan versit. So u moet hom gesond maak. En dis waaroor dit gegaan het. En ons het geglo, maar Jesus gaan hom gesond maak. Want ons het geloof gehad. En hy sê hy gaan hom gesond maak. En ons het regtig, en almal wat saam met ons gebid het vir hierdie, en ons het almal regtig ernstig gebid en goed. Erns in hierdie tyd, en ek kan nie weet nie, dit is 'n vaag tyd, dit is 'n dowwe tyd in my brein, dat ek nie lekker kan onthou nie, maar ek weet daar was 'n dag gewees waar ons het elke aand geëet, as dit wat die bietjie wat ons kon eet in daai tyd, en ek het vir hulle gesê, maar ons moet elke aand nagmaal gebruik. Dis wat ek in my gees het, dat ons moet nagmaal gebruik. Want ons vra vir Jesus hierdie goeders om ons te help, en hy moet vir ons goed doen. Maar dit gaan oor die goed. Dit gaan oor genesing, en dit gaan oor redding, en dit gaan oor allerlei goed. Maar nie oor Jesus nie. En dit is goed dat in my gees gekom, en dit was nie my eie dinge nie, want ek kon nie self so dink nie.
En ek het gesê, maar ons moet nagmaal gebruik, want ons moet onthou vir wie die een is, vir wat ons vra, eerder as dit wat ons vra. So ons kan vra wat ons vra, maar ons moet weet vir wie ons vra, en wat hy vir ons beteken, nee. En as ons die nagmaal gebruik, en dit weet ons elkeen, ons gedenk, wat hy vir ons gedoen het, sy liggaam, sy bloed wat gevloei het, alles. Dit is die een vir wie ons hierdie goed vra. En so het ons elke aand nagmaal gebruik en Jesus die eer gegee wat hom toekom oor wie hy is, maar ons het gebid en ons nog steeds geglo in alles. En eendag weer, so terwyl ons geëet het, en dit was nie eens vooraf beplan nie, het was terwyl ons geëet het, nagmaal gebruik en geëet, en ek het van hulle gesê, voor ons bid, moet ons bid, maar dit moet sy wil wees, en nie ons wil nie, want ons vra nog die hele tyd ons wil. Ons wil. Ons het nie gedink aan enigiets anders nie, ons wil, wat ek wil hê. En ons het gesê, maar dit moet sy wil wees. En dit was die Heilige Gees wat my gelei het om hierdie goeders te doen. Andy was baie geskok, en dit was vir hom moeilik om hierdie woorde te hoor, want wat as sy wil nie haar wil was nie, of ons wil was nie. En ons leef ons met daai vrees. Ons kan lekker bid en sê, maar nie my wil nie, maar u wil. Maar wat is sy wil nie, my wil is nie. En ja, dit was toe nie ons wil nie, dit was sy wil. Maar in die hele proses het hy ons kom voorberei om berusting te kry by sy wil. Wie hy is en sy wil het gebeur. 'n aaklige slegte ding het gebeur wat ons lewens vir ewig verander het, maar ons kan hier staan en weet, dis sy wil. Ek moet nie vir Anne kyk nie. Maar hier wil ek nou kom by die praktiese gedeeltes van alles, oor hoe Jesus ons bygestaan het deur mense, en waar ek die heerlikheid van Jesus prakties kon ervaar, kon sien. En as ek kan eerlik met julle wees, dat ek 5,5 jaar later kan hier staan, en ek begin het nou eers besef, en raak sien, oor dit wat gebeur het. My hele, kan ek sê, my brein, my gedagtes is amper soos 'n donker wolk vir die laaste 5 jaar, en begin nou bietjie, waar ek goed kon raak sien. En ek wil 'n paar voorbeelde gebruik en vir julle gee oor hoe dit prakties gewerk het. Waar ons byvoorbeeld mense vir ons kos gebring het en waar ek nou besef, as hulle dit nie gedoen het, het ons seker van die honger omgekom, want ons het nie geëet en jy wil nie geëet het nie. Maar nou, met een geval het mense gekom en dan moet julle ook onthou, dit was COVID, lockdown, kwaai lockdown, niemand mag uit die huis uit gaan nie, maar mense het gekom, hulle het nie geworry oor dit nie, want hierdie, en hulle het, en daar het mense gekom, een dag, en ek het dit soveel jare later eers besef, want ek het dit nog nie eens vir hulle gesê, hoe dankbaar ek is nie. Maar dat hulle gesê het, hulle bring kos, maar hulle gaan by ons eet, en ons gesê, ag nee, ek het toch net nie lus vir mense nie, maar hulle gaan nou by ons kom eet, en ek sal so nooit vergeet nie, hulle het ingekom, die borde gevat, die kos opgeskep, hulle het saam met ons aan tafel gesit, ons het hier en daar bietjie ietsiekie gesê, sommer net ligs, ons het klaar geëet, hulle die skollegoed gevat, die skollegoed gewas, hulle potte gevat, hulle kar geklim en hulle het gery. Ek besef het eers 'n hele klompie jare later, maar dit was hoe Jesus werk. Daai het nie gegaan om vir ons kos te gee nie, daai het gegaan om te sê, maar hier sit ek by jou. Want Jesus kom sit by jou in jou tyd van nood, jou tyd van seer. 'n praktiese ding wat iemand gedoen het, onder die leiding van die Heilige Gees verseker. En ja, ek sien dit nou eers raak. Terwyl ons seun in die hospitaal was, het Hanlie 'n groepie gemaak en die nuus sommer op die groepie gesit, want jy het nie emosionele krag om nou met elke persoon wat graag wil weet, want hulle gee om en hulle is lief, en hulle het 'n groepie gemaak sodat almal die nuus kry. Maar een persoon, vriend van my, het my elke aand gebel. Dan sê ek vir my, dit is op die groepie. Hy sê, ek weet is op die groepie, maar ek wil dit uit jou stem uit hoor. Want as ek jou stem hoor, dan hoor ek jou hart.
Ja, dit seker goed, dit was COVID, dan kon ons dit regkry om vir hom te gaan kuier in die hospitaal en as ons daar kom, dan is mense soos Frikkie hulle daar so in die parkeerterrein en ons bid saam in die parkeerterrein of wie ook al daar gewees het, nê. En dit is so wonderlik hoe mense net in sulke omstandighede net jou Jesus se hande en voete is en jy kom dit nie dan agter nie en jy kom dit eers later agter, maar dit is wat dit vir my beteken het. En ek gaan nou 'n eerlike ding nou ook sê en ek dink Frikkie gaan dit vir die eerste keer hoor. In die tyd julle weet nou ek het teologie geswat, ek het begin nog voor al hierdie goed gebeur het en in die tyd het ek gesukkel om dit te doen en veral toe ons die Kaap toe getrek het en was ek op 'n plek gewees waar dit sleg gegaan het met my emosioneel en ek het ook nie meer regtig baie kans gesien vir hierdie studies, het vir my doelloos gevoel alhoewel ek het verskriklik geniet het, maar daar was daai tydjie wat ek net ag man, weet jy hoekom? En dan het Frikkie onder leiding van die Heilige Gees kan ek nou vir julle sê, my bygestaan en vir my gebel en gevra, hoe gaan met jou studies? En dan wil ek nou nie vir hom sê nee, Frikkie, ek gaan nou nie meer verder nie. As ek nie, ek werk aan Frikkie, ek werk aan. En dan stuur hy vir my 'n boek of hy sê iets vir my of wat. En jy het my gemaak dat ek klaar maak. Ja, so, dit is maar net, hier is 'n bietjie iets wat ek met julle wil deel, van hoe Jesus prakties deur elke persoon werk. Maar ek sê nou vir julle, as ons nie gaan gehoorsaam wees nie, as ons nie gaan luister nie, gaan ons dit mis. Gaan ons dit nie agterkom wanneer hy deur ons verwerk nie. Die heerlikheid van Jesus is 'n werklikheid. Ons het opgeëindig in Hermanus. Ek glo die Here het ons gelei tot ons hier in Hermanus gekom het, want soos ek sê, het ek nie lekker gedink wat ek doen nie, ek het verkoop en ek het gewaai en dan het 'n huis gekry in Hermanus en ons bly in Hermanus. Dis hoe dit gebeur het, ernstig. Ons het nie beplan ons gaan eendag in Hermanus bly nie. Maar ons het hier opgeëindig. Ons het opgeëindig by IFJJ ook, soos ek het net gehoor ek gaan IFJJ toe. En ek is IFJJ toe. En ons lewe het verander met dit en betrokke geraak hierso en ek wonder nou nog baie keer wat is dit wat gemaak het dat Rickert iets sien om vir my te vra om te help en te bedien hierso. Maar ek glo ook is hoe die Heilige Gees werk in sy hart. En ek glo die Heilige Gees werk in elkeen van julle se harte, want ek het elkeen van julle nou al so leer ken en lief gekry in dit. En dit het gemaak dat dit vir ons 'n plekkie is, 'n tuiste is, waar ons lekker voel om te kan deel met julle. En vir my om vanaand hier te staan en sommer net te deel van 'n bietjie van ons lewe en bietjie van hoe ons hier opgeëindig het. Maar dat dit Jesus is, die werklikheid van die heerlikheid van Jesus wat ons gebring het tot hierso waar ons is vandag en sê, maar hier is nog 'n lewe vir jou. Hier's die berge, hier's die see, kyk na dit, ek het dit geskep, geniet dit. Geniet die mense om jou. Dra mekaar, wees lief vir mekaar. As dit my boodskap vanaand kan wees om vir jou te bemoedig, om te sê maar, luister wat Jesus vir jou sê in jou hart. En moenie hardkoppig wees in jou hart nie. As Jesus wil hê jy moet hom deel hom. Daar is mense wat graag saam met jou deel. Dis 'n voorreg om hier te wees, dis 'n voorreg om hierdie te gedeel het met julle. En ja, dit gee sin en doel in ons lewens waardeur ons gegaan het. En ek weet, hier sit mense hierso vanaand wat deur baie goed gegaan het, dalk nog gaan.
Maar ons is nie alleen nie. Ons kan nie alleen wees nie. Ons is nie gemaak om alleen te wees nie. Jesus het ons vir mekaar gegee. En hy gaan in jou huis in en hy hê fellowship met jou. Geniet dit. En maak jou hart oop vir hom. Amen. Laat ek vir ons bid. Here Jesus, dit is so voorreg om hier te wees, om hier te staan en sommer net te kan deel wat in my hart is, Here Jesus. Om te kan vertel hoe U 'n werklikheid vir my lewe is, vir my en my gesin se lewe is, vir vriende en familie om ons, en hoe ons kon sien, Here Jesus, hoe U werk, en hoe U vandag nog werk, in elkeen van ons harte. Dankie dat ons kon 'n journey hê met U, en 6 weke kon gaan sien het, maar hoe het U heerlikheid vir ons kom wys, om te kom wys wie U is, sodat ons op vandag kan kom en sê, maar U is wie U gesê het U is. U is die Seun van God. U is ons verlosser. U is ons alles. U is die een vir wie ons buig. Dankie vir U liefde, Here Jesus. Dankie vir hierdie vergadering wat ons kan hê saam met die woordskool, dat ons kan deel hê in mekaar se lewens en dat ons met mekaar kan fellowship en die liefde deel. Gee Here dat die Heilige Gees ons sal lei elke dag en dat ons sal gehoorsaam wees aan sy stem. Dankie vir U liefde, Here Jesus. Ek vra U seëning oor elke een hierso, en waar ons nou gaan in 'n vakansietyd gaan hê, en sommer net gesinstyd en vriendetyd en sommer net lekker tyd, so Here wil U dit seën, wil U met elkeen wees. En dit sommer net 'n tyd maak waar ons kan fellowship met mekaar. En sommer ook altyd vir mekaar kan sê, ons hoor U hart. Dankie daarvoor. Amen. Elke knie sal buig, elke mond